Vriende, ek gesels met julle vanuit 'n klooster. Op Skoolta. Vriende, ek gesels met julle van 'n klooster, l'Abbé Saint-Pierre de Solesmes in die weste van Frankryk in die Loire-vallei. Ek wil julle wys so moeilike klooster. Kyk gou as ek hierdie kant toe pan, sien julle miskien die pragtige kloostertuin. Dit lyk soos iets uit een van die latere Kuifie-boeke, né? En daar is die rivier, die sagte rivier. Ek hoop julle kan dit sien op die oewers waarvan hierdie klooster gebou is. En hier bring ek my daardeur tussen die Benediktynse monnike. Nou, vriende, wanneer ek vir mense sê ek gaan 'n rukkie in 'n klooster bly, dan wil hulle altyd of die polisie of my ma bel, want hulle dink een van twee dinge. Hulle dink ook of ek het aangesluit by 'n sekte, of hulle dink ek is tussen 'n klomp nonne en ons werk heeldag in 'n sopkombuis. En daar is sulke kloosters soos albei daai tipe, maar dit is nie wat hierdie een is nie. L'Abbé Saint-Pierre de Solesmes is naamlik 'n klooster in die Benediktynse tradisie wat deur die heilige Benedictus in die 5de eeu 1500 jaar terug gestig is. En die beste manier hoe ek dit kan beskryf is om te sê dis amper soos 'n groot klip laboratorium vir die studie van stilte. Jy weet, daar's laboratoriums waar mense gaan om wiskunde te studeer of om stamselle te bestudeer. Maar Benedictus het hulle 1500 jaar terug gesê, daar moet ook plekke wees waar mense stilte kan bestudeer. En daarom het hy vir sy kloosters 'n reël geskryf, 'n regula, reëls waarvolgens hulle leef, en die heel eerste woord van daai reël was obsculta, die Latynse woord vir luister. En hy het gesê, hier gaan ons dag in en dag uit, uur na uur, sit en stip luister, soos 'n navorser wat sy mikroskoop al skerper indraai. Ons gaan sit en so skerp luister, dat jy later 'n skoenlapper se vlerke buite die venster sal hoor klap. Dat jy later sal hoor as 'n roosblaar val en op die grond land. Hoekom sou hy dit wou doen, sal mense vra? Is dit nie baie vervelig nie, nee? En ek dink die rede hoekom ons dit nie verstaan dikwels in ons raserige samelewing nie, is omdat ons dink stilte is net 'n afwesigheid. Ons dink stilte is wat jy kry as jy 'n volumeknoppie na 0 gedraai het. Nee, jou bure het Vrydag aand uiteindelik hulle Kodern CD afgeskakel, dankie tog te stil, nee, of die baba het ophou skree, of die hond het ophou blaf, dankie tog te stil. Maar wat Benedictus gesê het is, en wat die monnike hier agterkom, is dat stilte nie net 'n afwesigheid is nie. Stilte, as jy regtig nuuskierig raak en inleun, kom jy agter, is dikwels 'n ruimte waar binne iets anders, iets lewendig en dalk selfs iets heilig bestaan, wat ons miskyk, omdat ons dit met ons mensgemaakte geraas uitdoof. En jy weet dit, want jy was al in die Karoo, en jy het ergens in die veld gaan staan, roerloos, sonder om 'n geluid te maak, en tussen jou voete gekyk, en gesien hoe, as jy op beweeg, kom die malmure uit, en die geitjies, en die wind beginne fluit 'n lied wat dit al eeue lank sing. En jy kom agter, daar's 'n wêreld anderkant ons geraas, en stilte is 'n poort. En sê die monnike, as jy lank genoeg na daai stilte luister, kom jy agter, dit begin voel of die stilte met jou praat. Nie soos 'n luidspreker uit die hemel, of so, asof jy 'n Ou Testamentiese profeet is nie, want dit praat nie in woorde nie, en dit praat nie in taal nie, maar hulle sê, as jy lank genoeg luister, dan begin jy agterkom, daai stilte wat met jou praat, het 'n spreker. En jy kan enige woord vir daai spreker gebruik. Party mense sal sê dis wysheid of intuïsie of 'n engel. Party mense sal sê dis God, né? Maar op daai punt maak die woorde nie meer so erg saak nie. Wat wel saak maak, is dat jy luister. Ek gaan vir julle 2 aanhalings gee, en omdat ek nou in 'n klooster is dit in godsdienstige taal, maar lees dan wat jy wil, en verstaan dit soos jy wil. Maar eerste een, iemand vra vir Moeder Teresa, Moeder Teresa, wat sê jy vir God wanneer jy bid? En Moeder Teresa sê, ek sê niks, ek luister.
En hulle sê, nou, maar wat sê God dan vir jou terwyl jy bid? Sy sê, God sê ook niks, hy luister. En as jy dit nie verstaan nie, is daar geen manier hoe ek het vir jou kan verduidelik nie. En die ander aanhaling kom van die 14de eeuse mystikus Meister Eckhart. En hy sê, nog nooit in my lewe het ek die stem van God met my hoor praat nie. Maar ek het al gehoor hoe God sy keel skoonmaak, soos iemand in 'n vol vertrek wat ander van sy teenwoordigheid bewus wil maak sonder om 'n woord te sê. Nog nooit in my lewe het ek God se stem met my hoor praat nie, maar by geleentheid het ek al gehoor hoe God sy keel skoonmaak, soos iemand in 'n vol vertrek wat ander van sy teenwoordigheid bewus maak sonder om 'n woord te sê. En nou beter kan ek dit nie stel nie, want ek is nie 'n 14de eeuse mystikus nie. Maar hier sit ons dus en ons leer die tegniek van stil word. Vriende, oor 'n paar weke is ek terug in Suid-Afrika en dan sien ek uit om met julle van hierdie tegnieke te deel. Ek gaan onder meer in Oktober 'n meditasiewerk slypskool in die Kaap in Melkbosstrand aanbied. Ek sit die details hier onder eers. Dit gaan nou nie oor kloostergoed of godsdienstige goed of so gaan nie, meer net gewone stilword tegnieke, maar jy is baie welkom. Kontak my as jy wil kom. En kom ons oefen om te luister, nê? Want anderkant stilte lê daar 'n blye wêreld as ons net bereid is om te hoor. Op skooltaf, vriende.